Dit wil ek terugkom na, hoe maak ons dit prakties? Want daar gaan tye kom wanneer, ja, jy weet, werk en verantwoordelikhede en wat ook al mag gebeur, krisisse wat plaasvind, kinders, wat ook al het mag wees. Maar ten spyte daarvan, vat daai tyd, wat ook al het is wat jy het, vat dit, gebruik dit. En partykeer, daar was al tye gewees wanneer ek ver moes gery het in die oggend, en ek het nie die tyd gehad, ek het opgestaan, en ek moet nou ry, want. En ek kan nie nou lees nie, en ek het nie nou die tyd om die Bybel audio te gaan soek, om op te sit op die kar nie. En dan sê maar, daar was gedeeltes in die Bybel wat ek gememoriseer het. Dan sit ek daar en ek sê dit op. Jy weet ek sê, en ek praat met die Here, en ek oordink hierdie gedeeltes in die Bybel, en ek sê dit 'n paar keer oor en op, en dan kry ek die ongelooflike idees en gedagtes, en jy weet ek sê, dit is moontlik, al het jy nie die fisiese woord by jou nie. So kom ons kyk, in wat omstandighede ook al het mag wees, is dit altyd moontlik, dat ons werklik tyd met God kan spandeer. Al is dit besig, al is dit geraas, wat ook al het mag wees, dit is moontlik. Dis miskien nie, wat jy dit wil hê as die norm nie. Jy wil jou tyd hê, jou plek hê, waar jy gaan sit, maar dit gaan nie altyd so wees nie. Ja. So kom ons kyk, hoe kan ons dit prakties maak in ons alledaagse. Wat is die alternatiewe wanneer dit nie ideaal is nie?